Dis lekker om weer saam met julle te kuier en ons praat vandag oor mure en slange. Nou wat is die verband tussen mure en slange? Jy sal die verband weet as jy dalk 'n skaapkraal ken of een van die krale wat jy dalk op 'n plaas gesien het. Of jy met jou terugverplaas in die ouer tyd toe mure gebou is met gestapelde klip. Partykeer is daardie mure ook gepluister met klei. En wanneer dit dan gereën het van die klei uitgespoel. So of 'n gestapelde klipmuur of waar die klei uitgespoel het, is daar openinge. En binne daai opening was daar klein diertjies, maar daar was ook slange. En as jy dan jou hand daar sou insteek, dan was die kans baie goed dat 'n slang jou sou pik. En daarom skryf die prediker, hy sê in Prediker 10 vers 8, wie 'n muur afbreek, word deur 'n slang gepik. En hy skryf hier oor die lewe, hy skryf oor wysheid en dwaasheid. En hy is amper of hy vir ons sê, wees wys, dink eers voordat jy iets doen. Wie 'n muur afbreek, word deur 'n slang gepik. En ons moet verstaan, God het stewige mure om ons gebou, en daardie mure is sy woord, sy waarde, sy ideale vir ons. En sy wette en sy ordes, die muur wat hy daar gestel het, is daar sodat ons in veiligheid kan beweeg, sodat daar vir ons sekerheid is, vir 'n land, vir 'n gemeenskap, vir elke mens. Dis ook sodat ons kan weet, ons moet binne hierdie muur bly, terwille van ons eie sekuriteit. So 'n muur kan staan vir ons, vir die beperkings en die grenslyne waarbinne ons moet wees, maar die afleiding is ook dat jy die wysheid moet hê om nie 'n muur af te breek nie, en dat jy die wysheid moet hê om aan die regte kant van hierdie muur te bly. Want sodra jy aan die verkeerde kant is, sodra jy begin om daai muur af te breek, enige poging om die lewenswaardes van God af te breek, dan kan jy seker wees, 'n sissende slang met gif gaan jy na vore bring. Mense skree om vryheid, mense skree om hulle regte, mense wil nie ingeperk word nie. Maar ons sien die gevolge van mense wat begin mure afbreek. Hoe rampspoedig is die toekoms nie vir hulle, nadat hulle daai mure afgebreek het nie. Ons sien die sigbare, die tasbare gevolge. Sondige lewens, ongelukkige huwelike, huisgesinne wat uitmekaar uitval, 'n gemeenskap wat ondergaan, dissipline wat ten gronde gaan. Die slang het gepik, ons sien dit. Heilig is wanneer die slang pik, begin jou gemeenskap met Jesus verminder. Wanneer die slang uitkom, begin jou fokus op Jesus afneem. Dan begin jou geloofsvlak daal. Hou jou hande van die mure af. Wie die muur afbreek van dit wat God vir ons daar gestel het, 'n slang sal hom pik. Ons sien dit, bewende hande, gebrokenheid, geruïneerde reputasies, verdwynende ambisies, vermoste lewens, skaamte, mense wat nie meer weet waar hulle heen gaan nie. En dis alles omdat hulle gedink het, hulle wil vry wees. Kom ons breek maar die muur onnadenkend af. Ook die staat met hulle wette, of selfs die kerk met hulle besluite, kan muurbrekers wees. Elke wet, elke besluit wat nie in lyn is met dit wat die Here daar gestel het nie, is 'n afbreking van die muur. En dis wat hierdie teks sê, as jy 'n muur afbreek, sal 'n slang jou pik. Is dit waar ons gesprek met mekaar moet ophou? Gelukkig nie, want daar is meer. Daar is die evangelie van Jesus Christus. En die evangelie van Jesus Christus sê, al die gif wat in jou are is, kan uitgehaal word, as jy wil. So hoe haal ons die gif uit ons are uit?
Party mense probeer self, hulle sê ek gaan nou self probeer om my lewe reg te kry. Ek gaan self probeer om hierdie en hierdie ding te doen en hulle het dit baie keer al probeer doen. Maar hulle kry dit net nie reg nie. Hulle kan nie tot op die bodem van hulle verkeerdhede kom nie. Want sodra hulle probeer, hoe harder hulle stry, hoe meer breek hulle mure. Gelukkig het God reeds 'n plan met ons muurafbrekery gemaak, met jou verlede gemaak. En die plan van God het reeds in die paradys begin, deur iemand wat die slang se kop sou vermorsel, die slang wat die mens verlei het, om oor God se grense, God se mure vir die mens, te probeer klim. Deur Christus word jou muurafbrekery van die verlede en van die toekoms en van nou. Jy word daarvan gereinig. Jy word gered van alle ongeregtigheid. Ja, daar kan dalk gevolge van jou muurafbrekery wees, maar die Here gaan dit nie teen jou hou nie. Christus het gekom, die sondelose seun van God, vir ons. En hy het aan 'n kruis gesterf. Hy het die offer gebring vir ons sonde, sodat elke mens se wonde genees en die gif uit ons are uitgegooi kan word. Hy het die slang met sy gewonde hakskeen vermorsel, en omdat hy gewond was, is ons van ons wonde genees. Sonde en dood het hulle laaste pyl na hom toe afgevuur, en soos een of ander giftige insek maak, wat net een keer kan steek en dan moet sterf, het hulle angel in sy gewonde hart gelos, sodat dit nie ons hoef te tref nie, ons wat ons vertroue en geloof in hom stel nie. God se reëls, sy waardes, sy grense is nie 'n tronk waaruit jy nie kan ontsnap nie. Dis 'n vesting waarin jy veiligheid kan vind. Dis nie 'n inperking nie, dis 'n beskerming. Meer as ooit moet ons die mure beskerm ter wille van onsself en van almal om ons. Wil jy jou kinders en kleinkinders beskerm? Kry hulle binne die mure en leer hulle om hulle hande van die mure af te hou. Wil jy gelukkig lewe? Hou jou hande van die mure af. En kyk na hulle wat binne die mure is. Hulle wat eens vergiftig was. Hulle oë is nie meer dof en bloedbelope nie. Hulle skuld, die mag van sonde, hulle gewoontes, hulle liefde vir die verkeerde, is weggeneem deur Jesus Christus wat vir hulle gesterf het. En in plaas van bloed wat met gif besmet is daar in hulle are die gees van die lewe in Jesus Christus, wat ons vrygemaak het van die wet van sonde en dood. Wil jy gelukkig lewe? Moenie 'n muur afbreek nie. Kyk op na die Here en word gered. Amen. Kom ons bid saam. Here, ons kan maar net dankie sê dat U vir ons grense daar stel, om ons te beskerm, om ons veilig te hou. Vergewe ons as ons mure begin afbreek. Vergewe ons as ons doelbewus ons eie vryheid gaan soek sonder U. Here, ons moet erken, dan voel ons die gevolge van 'n slangbyt. Help vir ons om op te kyk na Jesus Christus, hy wat ons redder en ons Here is, en hy wat ons veilig hou, en ons ook ons sonde vergewe. Ons eer U daarvoor. Amen. Mag dit vir jou 'n wonderlike tyd wees, die tyd wat voorlê. Mag jy 'n goeie dag belewe, mag jy ook die seën van die Here elke dag in jou lewe ervaar. Totsiens.